Ek is op 'n plek waar enige iets moontlik is nou. Ek het 'n lang lewe gelei en ek het moeg daarvan geword en nou is enige iets moontlik. Nou gaan ek enige iets moontlik maak. Ek droom basies oor 'n vryer lewe. 'n Lewe waar 'n mens meer vry is om net te wees wie jy is. En waar die gemeenskap om jou toelaat om vry te wees, om net jouself te wees. So in 1958 het my ma hierdie bome hierso geplant en ek is in 1958 gebore. En sy het daai jaar 500 bome geplant. Ek weet nie of dit die waarheid is en of dit 'n storie is wat ek in my kop het nie, maar ek het altyd teruggegaan plaas toe. En dan kyk ek so na die bome, dan dink ek al hierdie bome is net so oud soos ek. Toe my broer na die plaas verkoop. En toe staan ek en hy hierso. En dan staan sy en gesels. En op die ou end, dink nou net hoeveel mense deur die eeue het nou al hier gestaan en gesê, dis my land daai. Jy weet, mense vergaan en jy kan nie land so besit nie. Jy besit dit vir 'n kort rukkie. Dit gee jou baie plesier en is pragtig. En dan kan jy dit vir altyd onthou. Sukkel ek my voete. Ja, die meetsnoere van die lewe het in lieflike plekke vir my geval. Jy weet, dit kon anders gewees het. Jy weet, ek kon gedoen het wat die gemeenskap en my familie van my verwag het om te doen. Want ek is universiteit toe. Ek is seker ek is universiteit toe gestuur om 'n man te ontmoet. Nee, en ek het nie. En so het my lewe het nie uitgewerk dat ek die gewone dinge gedoen het wat almal moes doen nie. Ek het dit net nie gedoen nie. Ek het my eie pad geloop. En ek was baie seker van jonk af van watter pad ek wil loop. En ek is baie gelukkig met myself dat ek die paadjie geloop het wat ek wou gehad het. En daar was baie teenkante oor ek 'n aktrise geword het. My ouers wou gehad het ek moet 'n joernalis word. En so nou en dan dink ek, maar miskien moes ek liewer dit gewees het. Maar ek is gelukkig met myself wat ek gedoen het. En ek het ook nou nie ek is nou nie mevrou dokter of mevrou professor nie. Ek het nie die ding gedoen, ek het die universiteit toe gegaan om 'n man te ontmoet nie. Ek het universiteit toe gegaan om te speel. Ja. En ek het nie al die regte dinge gedoen wat my gemeenskap van my wat noem mense, ek het teen die gemeenskap gewerk amper. Maar vir myself en ek het goed gedoen. Ek het goed gedoen in my eie wese en ek dink, weet jy, dat my ma was ook so. Maar sy was nie so gelukkig nie. Sy moes sekere sosiale pligte. Ja, my ma moes die sosiale pligte uitvoer en ek het net dit nie gedoen nie.
die opperwese waarin ek glo is die natuur. Nee, want het is so ongelooflik die natuur, veral as jy reis. Jy weet, as jy na Vrystaat toe ry, is dit nie pragtig nie, jy weet, is dit nie die opperwese nie. Ja, die opperwese het my gelei na 'n rustigheid binne myself. Ek is meer rustig oor myself, ek is meer in myself. En ek is meer myself. Ek het so bietjie, ek het regtig, ek het myself, dis dan so, ek het myself gevind, nee? Ja, en ek voel baie lekkerder oor myself. Ek is nie meer so onseker nie. Ek is nie meer so, ek voel nie meer soos die klein sussie nie, jy weet? Ek voel ek is iets in op my eie reg. Ja, die ouderdom besoek ons, nee, en ja, ek weet nie of ek bang is nie. Ek dink ek berei voor op wat ek sien is besig om te gebeur met ouderdom en met my. En aan die een kant is dit eintlik baie beter, en aan die ander kant dan is dit maar net om in die spieël te kyk, jy weet, en te sien wat fisies gebeur met jou. Dit maak my skrik, maar dan moet mens maar net weet, dit gebeur met almal, en ek dink daar's 'n wysheid wat ek kry. Ek is meer wys.